Let the one who hears the Savior say, come. And let the one who is thirsty come. Halleluja, amen, amen, amen. Is dit nou nie awesome nie? Ek is so bly julle het hierdie opgewekte liedjies gekies vandag, na gister se tragedie. Laat ons dan nou net bietjie smiles kan kry vanoggend, want ons kan nou maar sê wat ons wil. Die Afrikaner nasie, die Afrikaanse nasie na 'n Springbok tragedie is nooit goed nie. En ons bid dat julle oor dit sal kom. Ek moet oor dit kom. Is nie lekker om te verloor nie, is dit? Nee. Veral net jy na ouens met die swart klere nie. Is nooit lekker nie. As Suid-Afrikaners wat raggies vir daai span skree, handsoppers, die hele lot. Dat is nou nie in politiek betrokke raak nie. Vader, dankie, ek loof en prys U naam vir die dag. Is 'n goeie dag, is 'n dag wat U gemaak het. Halleluja in die hemel, halleluja op aarde. U is die eerste, die laaste, die een wat is, wat was tot in alle ewigheid. U bly dieselfde, U verander nie, U woord kan nie gebreek word nie. U het U woord bo U eie naam gesit. Vader, ons eer U naam. U is waardig om geëer te word. Mag ons U net loof en eer vandag in alles wat ons doen. U is so wonderlik. Ons het U lief, maar ek weet U het ons meer lief. Vader, waar ons tekort skiet elke dag, is U genade daar vir ons. En ons sê dankie vir dit. Dankie dat U ons leer, dankie dat U ons wys. En dankie dat U ons gebruik het, U ons waardig as om gebruik te kan word. Ek eer U naam. Amen. Ja, Els het nou so vinnig genoem, ons gaan gebedsaand doen. Ons het laas jaar einde Augustus ons die gebedsaand gehad. Dit was baie lekker vir die wat nou daar was. Maar ons gaan dit hierdie jaar nou doen, 11 September, en ek is nie 'n Jood nie, almal weet ook ons is Jood, en ek het 'n ou gehoor, julle is te veel vir Israel, hoor jy so, luister, ek is nie 'n Jood nie. Maar God se kalender is eintlik God se kalender, is nie die Joodse kalender nie, die Joodse volk gebruik, om baie van sy, julle Ou Testament vol, sy hemelse dinge op aarde neer te sit. 5787, ek vanoggend na Joodse rabbi geluister, net om bietjie meer seker te maak oor 5787, en 5787 jaar terug is Adam geskape, volgens God se kalender, nie die wêreldse kalender, die God se kalender. En elke syfer, elke woord in God se woord staan vas. Nou, interessant, dat 2020 die jaar 5780 was, en die 8 is die py, dis die praat. Dis die dekade van praat, proklameer, dis hoekom ons hierdie toevallig nou, hierdie reeks doen, preek God se woord, praat God se woord, sê God se woord. En raai wat doen hulle met ons in 2020? Maak ons monde toe met maskers. Hierdie goed is significant. Ons moet wakker slaap, jy mis op blessings, hoor. Ons is geseëndes van God. Ons kom dit net nie altyd agter nie. Ons weet nie wat dit is om geseëndes van God te wees nie. Ek meen, ons sing nou na daai liedjie, Hakuna Matata Yesu, dit is al so ek hom ken, van 2009 af sing ons hom in Zimbabwe, en daai Zimbabweers, as daai liedjie kom, dan laat waai hulle dans in die gange, dat ek nou nie so dans nie, maar in elk geval my vrou sê ons, ek kan nie dans nie. Ons moet opgewonde wees oor die goed van die Here. Maak nie saak, nie te min wat in jou lewe gebeur, jy must always rejoice. Ek luister na 'n ou wat vir 20, 30 jaar onder inboorlinge bedien het. As die perre by hom steek, en dan vra Here, wat nou? Ek kan amper nie eers loop nie, sê die Here vir hom, rejoice! As die inboorlinge sy huis omsingel, wil sy huis afbrand. En daai ouens is headshrinkers, hulle krimp jou koppie, dat hy so groot as my vuis is. Hy sê, Here, wat moet ek nou doen? My vrou en kinders is in die huis. Die Here sê, rejoice. En hy maak daai mense se oë toe. Ek weet nie wat jou omstandighede vandag nie. Ek weet nie waar jy is nie. Wat het gebeur nie. Ek weet 'n paar van ons het tragedies geslaat hierdie week. Dit was nie goed nie. Rejoice. Rejoice. 5787, laas jaar was die jaar 5786, dis die jaar van vaslaan, anker, en hierdie jaar is 7,
Dis die jaar van volmaaktheid, 7, rus, voorsiening. Ons moet ons vasmaak in hierdie beloftes van die Here. Dis eintlik om jou te herinner, hoor jy, dis eintlik wat die Here vir ons gegee het reeds. Ons moet vasstaan in dit. Ons het die woord wat baie vasstaan. Jy moet dit net glo. Ek sê ons altyd vir mense, ons is al vir 2000 jaar gehelp om hierdie nie te verstaan nie. Had 'n nuwe fliek uitgekom, ek het nou vir almal daar agter gesê wat sy fliek se naam, dit ek klaar weer vergeet, ek het hom Vrydag aand gekyk, van George Whitefield, wat in die 17de eeu 'n prediker was. Hy's uit Engeland uitgeban, hy het geswat saam met ouens soos die, twee bekende broers vir die Methodiste gemeente begin het, en hy het op 'n perd gery en oral woord verkondig, die ouens by steenkom myne het hom met klippe gegooi, en alles, en daai ou het net rejoice in die Here, en die woord uitgevat. Dit het my so bemoedig. Gister, ek en my vrou los my toe om die rekening te betaal by 'n restaurant, hulle gaan toe nou net. Toe sit arme ou Gips het aan my hand vasgehou, toe ek daar sit, maar sit ek en hy daar, hy het saam met my die fliek gekyk, en ek sê vir hom, onthou jy in daai fliek, toe hy inkom by daai tronk daar in Engeland, die ouens is so met kettinge vasgemaak, en die gees van die Here kom net so oor hom, en hy begin vir daai ouens te bid, en hulle vuil voete was, sit ek en hy en huil in die restaurant, nie oor die rekening nie, maar oor God se gees, wat oor ons albei kom. Kyk hy fliek, The Great Awakening is die fliek se naam. That was the first Great Awakening. Toe was daar 'n second Great Awakening, in die draai van die 1900 eeu, met die charismatiese beweging, en ons is nou reeds al in die third Great Awakening, net voor God terugkom. As jy dit nie weet nie, moet ons awaken. Awaken you sleepers, sê die Bybel. Nee, ons moet wakker word, julle. Groot dinge gebeur, en ons moet deel, rol saam met die klippie. Moenie teen die klippie rol nie, moenie dat die klippie verby jou rol nie. Rol saam met die Here, wees bly, wees altyd bly. Let the garment of praise for the spirit of heaviness, Nehemia 8 vers 10, die vreugde van die Here is jou beskutting. Is dit nie mooi nie? Dis beloftes op ek opstaan, moet my nie wakker maak nie, dit werk vir my. Maar dis nie waar ek wil preek nie, dis 'n intro, dis verniet. As jy nie ons so bly is, ek bly is gesond. Dat ons na die tyd vir jou bid, hoor. Okay, as iemand vandag siek is hierso, dat ons na die tyd vir mekaar bid, dat ons hande op lê. Ons bid, oom Ian, welkom hierso. Oom Ian was ook baie siek geweest, hy is daar agter saam met Tannie Leslie. Is gesond. Dankie Here, dat ons nog kan asemhaal vandag en die Here se naam groot maak. Is vir my lekker. Is vir my lekker dat ons so opgewonde is vanoggend. Wel ek is. Probeer vergeet van daai. Ek het tot 'n Springbok donut gekoop gister, dit nie eens gehelp nie. Verniet, Krispy Kreme kan maar daai los. Die goed, hulle het sleg gespeel. Ons het so 'n goeie dag gehad, toe sit ek en John en beklei die tweede helfte. Ja, want dis nie lekker om te verloor nie, hè? Ja, daai ref, kykie, sê ek, sorry, ons kry almal nou klaar swaar, asseblief, hou net op opinies nou gee. Laat ons nou net deur hierdie ding gaan. Ek het dog ons gaan dalk ietsie doen op die einde, maar dit was toe nou die skrif is teen die muur. Preekie woord. Net om terug te gaan daarso, die woord vir vandag is 2 Timoteus 4:4, afkeer tot fabels, en is ongelukkig waar ons vandag is, in baie kerke, baie gemeentes, baie denominasies, ons is besig met fabels, met sprokies, sprokiesverhale, maar daar is net een verhaal, is God se verhaal, 2 Korintiërs 1 vers 13, in die ou vertaling wat sê, ons skryf van julle niks anders, as wat jy lees of ook verstaan nie, en ons hoop dit wat jy lees, sal jy tot die einde toe verstaan. Ek gaan eendag voor God staan, en ek gaan voor God staan, jy gaan ook voor God staan, dan gaan hy vir my sê, yes! Joyce, jy was dan maar naïef oor my woord, dankie tog dat hy dit eerder vir my sê, voor hy sê, ek het goed weggevat en nie goed gesê nie. Ek is eerder naïef, en ek glo, maar as hy sê iets, dan sê hy iets, en hy bedoel dit net so. Ek kan jou vandag beloof, dit is presies waar daar staan, is waar daar staan. Skrifkritiek en skriftype interpretasies wat die ouens leer, het die ouens tot fabels toegevat. Hulle is besig met sprokiesverhale. En ons kom nie by die evangelie uit nie. As jy vandag kyk, wat is die evangelie wat ons moet verkondig? Dis wat ons moet verkondig. Dis wat ons moet doen. En is 'n voorreg om saam met die Here te loop en te sien hoe die Here in my eie lewe werk en in ander mense se lewens. Kom ek lees dit gou vir ons weer daar.
Ek besweer u dan voor God, dis waar die hele reeks gaan, ons is nou by vers 4, volgende week gaan Tinus vir ons vers 5 doen, laas week het Jonathan vir ons vers 3 gedoen. Ek besweer u dan, Paulus praat, en hy praat met Timotheus, ek besweer u dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewe en dode sal oordeel. Daai eerste preek vir my was in die King James standaard, the quick and the dead. What it is to be quickened by God's Spirit. Wat is dit om wakker gemaak te word deur God se gees? Anders is jy dood, jy's 'n slaper, jy's siel en jy's liggaam, jy het nie God se gees nie. Is net God se gees wat jou wakker maak en jou oë oopmaak. Sonder God se gees, sê hierdie Bybel, is die letters dood. Is dood. Daar's dooie mense wat vir jare dooie letters swat, dan kry jy 'n dooie graad. En al graad wat jy nodig het hierso, is 'n ruggraad. Want het gaan guts vat, om teen wat die wêreld sê te staan. Het gaan guts vat. Het gaan 'n man of 'n vrou van God vat om te staan. Teen fabels, teen leuns. En die wêreld is vol leuns. Ek en jy kan nie eens ons eie gedagtes vertrou nie. Wat nog van 'n ander mens? Of kan jy jou gedagtes vertrou? Moenie staat maak op jou eie gedagtes nie. Die Bybel sê jy moet jou eie gedagtes gevangene neem tot die onderdanigheid van God. Want die vyand, ek hoor hulle sê sy rug is gebreek by die kruis. Maar hy kan vir jou so uitoorlê hier, dat jy dink is jy. Hulle sê, Christene kan nie demon-possessed wees nie. Kon ek vertel vir jou 'n ding, nee. Jy laat hom hier toe. Hy possess jou mind. En jy dink is jy wat dit dink. En hy lei jou tot fabels. Hy vat jou 'n graad af van die waarheid af. En naderhand glo jy massiewe leuen. En dan sê hulle vir my, ek kan nie demon-possessed wees nie. Ouens is hier demon-possessed, hier. Hulle glo goed. Want die vyand is die vader van leuns. Hy is die vader van fabels. En sodra jy op jou eie kennis staat maak, is jy klaar in die leuen. Jy is klaar in die leuen. Klaar in. Ja, maar onthou nou net, ek is, daar is hy. Klaar van die pad af. Ek hoor hy trots op 'n myl. Hoor hom. En die vader van leuns, hulle sê mos die eerste sonde was die vrug wat geëet was. Nee, die eerste sonde was hoogmoed en trots. En toe is hierdie vader van leuns uitgeskop van sy posisie af. En deur hoogmoed en trots verlei hy die hele wêreld. Ja, en dis wat ek nou wou sê van hierdie George Whitefield, en hy het in kerke ingegaan as 'n methodiste prediker. En dis die Wesley broers, saam met wie hom was, saam met wie hy was. En dan daai ouens begin daarvoor met hulle preike, hulle preek met sulke preike. The Lord your God, lees hy nou so. En die mense sit daar met hulle waaiertjies. En dan ewe skielik stap hy op. En hy begin praat en stories vertel. Die mense kan nie glo wat hulle hoor nie. Want hulle is so gewoond aan 'n ritme en 'n rympie van godsdiens. En ewe skielik kom hier 'n man in wat lewe praat. En dit breek mense se harte oop vir die evangelie. En toe ban hulle hom. Sê, wel, gaan ons maar Amerika toe. En the Great Awakening, the first Great Awakening het plaasgevind. Martin Luther het baie gedoen om ons weg te breek. Maar dit het ouens soos daai gevat om die woord waarheid te maak. En hoeveel mense onthou hom vandag? Nie baie nie. So kyk die movie, is regtig goed. Wat die lewe en dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk, verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê bestraf, vermaan in alle langmoedigheid, geduld en lering. Want daar sal 'n tyd wees, wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestrewel is, beteken hulle wil net hoor wat hulle wil hoor, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel, nie dalk versamel nie, sal versamel, volgens hulle eie begeerlikhede, en vandag se skrif, en die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nigter, lei verdrukking, doen die werk van die evangelis,
vervul jou bediening. Want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet, en die tyd van my heengaan is naby. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Verder is my weggelê die kroon van die geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee. Dis dan versekering. Ek het 'n goeie wedloop. Ek moet nou nie daaroor praat nie, want dis die laaste een, tieners gaan daaroor praat. Hoeveel van ons kan dit vandag op sê, as jy op jou sterfbed lê, dankie. Ek so pad, Here, dankie tog. Daar lê vir my krone voor. Dis al 'n bietjie voorbarig. Nee, hierdie Paulus sê dit. Hy het 'n wedloop gehardloop. Ek het gestry, die goeie stryd gestry. Daar's vir my 'n kroon of 'n paar dalk. Is goed. Dis 'n goeie wedloop gewees. Jene, ek sou dit graag wil sê. Of as jy daar lê, nie nou al nie, Here. Nee, is dalk toe nou al. Was dit een lewe, julle? Een lewe, go for it. Nie go for enige ander ding nie, ek meen vir die evangelie nou, nie. Oom JC het gesê go for it, ons dan nee, dis nie wat ek sê nie. Vir die evangelie. En nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Dis baie belangrik hierdie. So kom ek hierdie vir tieners los, wat sy verskyning liefgehad het, dis hoekom ons warrior braai doen. Die Here soek 'n bruid vir sy seun. Het jy sy verskyning lief? Ag, hy kom nie. Hy kom al vir 2000 jaar. Klink nie of jy sy verskyning lief het nie. Of dink jy gaan nooit terugkom nie? Maar hy het gesê hy kom. En as klomp beloftes, as klomp profeseë. Die profeseë moet skyn soos 'n lamp in 'n donker plek. Mense moet uitsien, moet mense opgewonde maak deur hulle te leer van die profetiese woord. 5787 is profeties. God se kalender roep profeties uit elke jaar. Vat jy dit of vat jy dit nie? Hy het nie eens geweet nie. So Paulus vir daai klomp disippels van Jesus afkom in Handelinge 19. Is julle manne al gedoop met die Heilige Gees? Ons nog eens gehoor van hom nie. En ek kry dit oral vandag. Ek bedien mense en sê, is jy al gedoop met die Heilige Gees? Nog eens gehoor van dit nie. Hey Pel, wat 'n kerk was jy? Jy sien, ons was in kerke wat nie van ons hierdie goed geleer het nie. Die manne het daarvoor gestaan en aangedrentel. Ek onthou toe ek op skool was, ek kon nie wag om te eject daar nie. Maar dis 'n ding wat ek nie like in die lewe nie, is boringness. Ek wil nie geboord wees nie. As ek 'n movie wil kyk en hy bore my. Gister is daai ou wat ek luister in voorbereiding van die, en ek like hierdie ou. Hy het ook hierdie beweging begin, come out in Jesus name. Goeie goed gedoen. Maar toe val hy vou sy R20 se toksak. Hey, jy gaan nie teen die duiwel opstaan en dink jy gaan backlash kry nie. Jy moet weet. Nou maak hy praat vir 'n hele uur preek, omdat hoekom is hy nie 'n apostel nie? Hey, Bel. Hoekom moet ek dit hoor? Praat oor die Here. Praat oor die Bybel. As jy fout gemaak het, gaan erken dit aan die kerkraad en beweeg aan. Jy is toe nou nie apostel nie. Die Bybel sê ons moet ook 'n bietjie mooi check. Hierdie ouens wat sê hulle is apostels, dit is nie. Die meeste ouens wat apostels is, sê nie hulle is apostels en hulle weet nie hulle is apostels, hulle doen net die werk van die Here. Plant kerke, gaan aan, bemoedig mense. Maar hy het nou gesê hy is apostel, toe kom hy na agter, hy is nie apostel, hy is eintlik 'n pastoor van nee. Kom uit oor jouself, Pel. Ons almal moet. Kom uit oor jouself. En dis een van die grootste goed wat die vyand teen ons gebruik, is onsself. Jy dink jy's iets. En dis die probleem. As jy 'n ruggraat wil kry, nee, kom oor jouself, en die vyand gaan dit teen jou gebruik. Hy gaan jouself teen jouself gebruik. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Ek besoor jy dan voor God en die Here Jesus Christus. Ek beveel jou voor God en voor Christus, sê ek recap net bietjie, sê ander vertaling, is 'n ernstige beroep en jy word ernstig aangespoor. I charge thee, sê die Engels, to attest or protest earnestly. Wat protest hy? Hoofstuk 3. Hy sê in hoofstuk 3, daar gaan 'n verskriklike verdorwenheid van die laaste dae wees. Gedurende die laaste dae sal baie mense ontspoor. Hulle gaan spoor verloor. Ek het dit mos verduidelik. As jy spoorsny doen, dan loop hy spoorsnyer so. Daai boesman loop so. Daai ou van 32 Bataillon het so geloop, nê. So en dan sê oop.
so die spoor verloor, kom ons gaan terug. Dan moet ons eers weer die spoor soek. En baie van ons moes weer die spoor gaan kry, want waar het ek hom verloor? Ek het nie 'n spoor gehad in my lewe nie. As baie ons is tieners en hy het al sy getuienis gegee, hy was ateïs. Hy het nie 'n spoor gehad nie, hy het dadelik op die regte spoor gekom en hy bly op hom. Maar ek en jy het groot geword in plekke waar daai plekke het al lankal spoor verloor. En ons het die ouens gevolg, blindelings. Blindelings. En ons het dit verloor. Ons het nie eens geweet ons het dit verloor, ons dog ons is reg. Ons dog ons is okay. Toe was ons nie okay nie. Toe het ons spoor verloor. Maar gelukkig het die Here jou oë oopgemaak, want jy was dood, jy was blind. Maar toe die Gees in jou kom, dankie tog. Nou kan ek, waar is die spoor, ek was blind, kom, dan moet ek self bietjie gaan lees, lyk dit my. Ja, jy moet self lees. Die vertalings is nou al so maklik, enigiemand kan dit lees. Jy hoef nie soos ek, die ou vertaling te lees, wat jy sinoniem woordeboek langs jy moet hê nie. Ek is baie lief vir die ou vertaling. Maar ek moet ook maar partykeer 'n sinoniem woordeboek gebruik. Dit beteken 'n woordjie vir dieselfde woordjie. Juffrouens sê ek moet net dit reg sê, né? Nee? Want wie gebruik nog die woord langmoedig? Hy is dan langmoedig oor my. Wie gebruik nog daai woord in 2026? Ek het hom hierdie week 'n paar keer gebruik. As sien ek my kinders kyk so vir my. Waarvan praat pappa nou? Is dit? Geduldig gewees. Geduldig, ja. Vermaning om te volhard, sê hoofstuk 3, in die gesonde leer en om by elke geleentheid te preek. Bly getrou aan die skrif. Hoofstuk 3. Hoofstuk 3 eindig so, 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. Want hy sê die hele skrif. Raai wat, toe was die Nuwe Testament nog eers geskryf, jy onthou? Die ouens het 'n kopie van Markus het rondgehardloop. Dis dit. Later het Matteus en Lukas bygekom. Dis wat hulle gehad het van die Nuwe Testament. Hulle het nog eens die Nuwe Testament genoem nie. Toe Paulus hier sê, en Paulus haal baie uit die Ou Testament uit, die hele skrif, van Genesis tot by die laaste boek, wat is die laaste boek nou weer in die Ou Testament? Ou Testament? Maleagi. Ek het jou nie probeer vasvra nie, maar net, ek sou dit nie geweet het jy hou dit om, moet jy nie hoor nie. Ek het dit nou dag eers geleer. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, God se manier van dinge doen. Sodat die mens van God, is jy 'n mens van God? Ons is mos mense van God, nie? Sodat die mens van God volkome kan wees. Wanneer gaan jy volkome wees? As jy in die woord bly. En dan is jy Bereaan. Handelinge 17 vers 11. Die mense van Berea was edelmoediger as die mense van Thessalonika. Hulle sê, Paulus, Barnabas, ons hoor wat julle sê, maar ons gaan nou self die skrifte ondersoek en kyk of wat jy sê die waarheid is. Jy sê jy is 'n apostel, maar ons gaan nou eers bietjie check, okay? En dis hoe jy moet wees. As jy in hierdie gemeente is, moet jy self die skrifte ondersoek. Self. Wees teachable dan net. Nie een van die ouens wees, dis hoe ek het sien en basta met die res. Nee, die klink vir my so 'n bietjie trots. Jy moet teachable wees. Ek is vandag nog teachable, hopelik. Mag ek altyd teachable wees? And you never arrive. As party ons dink hulle het arrive, hoor. Ons het geland. Ek kan niks meer verder leer nie. Niks meer verder sing nie. Nou sing ek maar wêreldse liedjies. Ja, ken 'n predikant of 2 wat dit doen? Hy het dit nou nie gemaak deur 'n dominee te wees nie, nou maak hy maar CD's. En hy vertaal Leonard Cohen so goed. Hoor jy jou polse wel afeet en hy luister daarna. So lang, hier. As jy nou wil depressieve gees in jou lewe innooi, luister daai goed. Nee, gaan luister eerder Hakuna Matata Jesu. Nee? Bou jouself op in die Here. Ek sê, verbly jouself in die Here. Andrew Womack sê altyd, daar is niks fout met baie van die liedjies nie, maar it's got a catchy tune, but the words will kill you. Lewe en dood lê in die tong, hoor. Pas op wat jy luister. Pas op wat jy saam sing.
I'm so lonely. Jy moenie dit sing nie. Hy sê, jy moenie sing jy's lonely nie. Jy gaan lonely wees. Al sit jou pel, jou partner langs jou as jy lonely. Nee, jy kan nie so wees nie. Jy moet positief wees. Want ek en jy moet 'n verskil in die wêreld gaan maak. Hoe gaan jy verskil in die wêreld maak, maar jy is daar. Ja. Jy dra daai gees. Ek kom by jou en vra, hoe gaan dit? Nou dat jy vra. Ekskuus ek het gevra. Ons moet positief wees. Positief. Rejoice in the Lord. Always rejoice. Maak nie saak wat nie. As die aftrekkingkies afgaan begin van die maand en jy nog 24 dae tot payday. Rejoice. Rejoice in the Lord. Sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk volkome toegerus, gepantser met die woord van God, borsplaat van geregtigheid, sy geregtigheid, ek en jy leer sy geregtigheid in sy woord, Jakobus 4:7, ek onderwerp my aan die woord van God. Dan weerstaan ek die duiwel, dan sal hy, luister jy, ek sê dit baie vir mense wat vir bediening by my kom, die Satan, hy verstaan 'n kontrak beter as 'n eiendomsagent. Kyk, en hulle verstaan 'n kontrak van 'n huis. Lessee, lessor, allei goed. As jy enige 'n ou by property my probeer nou vasvra, want ons hier iets by die myn, my kom maar aan. Ek gaan nou nie sê wie hy was nie. Maar die baas van property stuur hom na my toe, want hulle wil my nou duurder hier vra vir die plek wat ek hier by die myn. Nou kom hy daar. Ek moet hom gaan sien. Jesse. Hulle het my altyd Mr. Jason genoem, hulle kan nie sê Jason nie. Mr. Jason. You know, let's look at your corner. Brilliekie is hier. Sit ek daar. You know the lessee of the lessor. Hy is nou dan so die mekaar, hy weet nie wie is die lessee, wie is die lessor nie. Doch, hier gaan ek wegkom met goedkoop hier, chom. Ek en jy moet weet, ek en jy moet geonderwerp wees in die woord van God, ons moet weet wat ons sê, dat die borsplaat van geregtigheid is sy geregtigheid, ek is gepantser met God se woord, nie my oulikheid nie. As ek met my, wat ek moet bring na die pakkie toe, I will not make it. Die eerste brandpyl van die Satan wat kom is dwars deur my, want ek het op myself staat gemaak. Ek kan nie, ek kan dit nooit doen nie. Ek is gepantser, en dis die waarheid. Ek raai gordel van waarheid aan, want ek is gepantser met God se geregtigheid. Ek is geonderwerp aan sy woord. Here, vergewe my dat ek vrees gevat het, want as ek vrees vat, God bly selfde, hy staan stil. Nou is ek en jy hier. Terug, Here, vergewe my, het my nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde, selfbeheersing, love, power, sound mind. Sorry, my mind was nie sound nie. Ek het 'n slippery slope gehad hierdie week, het dit Saterdag aand begin met die Springbok game. Ek is toe klaar op die agtervoet vir Maandag, en toe hoor ek dit nog, ek moet klomp goed bring teen Vrydag vir 'n boardroom meeting, en ek is klaar op die agtervoet van Saterdag af, want ek het opgestaan Sondag met 'n brandewyn babbelas. Jy slaap op die agtervoet. Jy's negatief vir die week. Maandag moet almal met jou werk. Hoe gaan dit? Nee. Borsplaat van sy geregtigheid. Wat het hy gedoen aan die kruis? Dis die waarheid. Die res is fabels. Daarom, die volgende slide, as ek bietjie agterraak hier. Daarom het ek gesê hierdie hele reeks gaan, dis 'n oproep vir die kerk, dis vir die kerk, ek en jy is die kerk, hoor. Dis 'n oproep vir my en jou, om terug te draai na die woord van God. Ons moet by die woord van God wees, ons moet onsself onderwerp aan die woord van God. Ek sê vanoggend vir Elsie, ek sal dit nooit vergeet nie. Psalm 138 vers 2, ek preek nie keer in Potts, Psalm 138 vers 2. Daai skrif, vandat ons saam in die Nigeriërs was, hulle sê altyd, as ons begin God se woord proclaim, ons kom by mekaar, dan bid ons dit. Psalm 148 vers 2, Father, you've put your word above your own name. Dis so belangrik, ou sê my, dis nie wat dit beteken nie. God het nie sy woord bo sy eie naam gesit nie, dis net een skrifgie. God kan nie verander nie. Hy het sy woord bo sy eie naam gesit. God
kan nie verander nie. Johannes 10:35, sy woord kan nie gebreek word nie. As hy 5787 jaar terug gesê het, Adam, jy moet heers, dan moet die Adam heers. Die mens moet heers. Hy het dit gesê. Nie gechange nie. Nou glo ons fabels, ons leer ons kinders fabels by die skool, ongelukkig moet hulle skool toe gaan, hulle moet hierdie goed leer. Jy kom van die Bobbejaan af. Dit is 'n fabel. Dis 'n storie. 'n Ou wat nog nie eens 100 jaar terug gebore is nie, hy is nog nie eens 100 jaar terug gebore nie, sê vir jou dat die aarde miljoene jare oud is. Waar was hy 200 jaar terug? Hy was nog eers hier nie. Nou groei hy sy mieliepit brein. Ja, dis hoe min ons gebruik van ons breins, al is jy hoe slim. En jy glo hom. Jy glo dit. Is 'n fabel. Jy slaap. God se woord staan vas. Hierdie woorde, Maleagi, hoe lank terug is Maleagi geskryf? 2400 jaar terug. Daar was 'n 400 jaar stilte van Maleagi tot by Matteus, plus minus. Dis al 2400 jaar terug. God wys vir die wêreld 1948 toe Israel 'n staat word, 'n nasie, is daar 'n klein bokwagtertjie wat 'n klip gooi en hy gooi hom binne in 'n tonnel en hy hoor iets breek. Dis 'n kruik wat breek en hulle kom op die Qumran grotte af met geskrifte van die Bybel wat oor die 2000 jaar oud is wat daar begrawe is. Elke keer as ons Israel toe gaan ons na die museum toe, dan word daai geskrifte gebere in 'n plek wat heeltyd water, lyk soos 'n banker. Hulle hou daai temperatuur 100%, dat jy kan sien, Jesaja, duisende jare terug geskryf, duisende jare terug is net daar. En nou kom 'n ou wat 47 jaar oud is. Hy is 'n professor by Stellenbosch, en hy wil vir jou kom sê, hierdie is leens. Jona was at best a poem. Ja, ek hoor wat hierdie slim ouens sê, 'n gedig. Ek het nie gedink het vir Jona soos 'n gedig gevoel toe hy binne in die vis was nie. Hy sê, Pel, daar is suur daar binne. En hoekom ek weet is waar, want Jesus sê, soos Jona in die vis was, so Jona was in die vis, Jesus het gesê, wie gaan ek nou glo? Professor Tokkie Malan of... Nee, ek glo vir Jesus, daar is nie regtig 'n Tokkie Malan nie, hoor, ek maak hom op. Ek glo vir Jesus. Die tweede brief van Timoteus, ek gaan dit skiep, is net vir jou om so 'n bietjie agtergrond te gee. Paulus was in die tronk, is sy tweede keer wat hy gearresteer was, sy dood is naby, hy is in kettinge, baie mense het hom verlaat, is op sy eie, soos Johannes die Doper, was op sy eie, hy moes so naderhand mense stuur om vir Jesus te vra, is jy die een? Maar hoe kan Johannes het vra, het hom dan gedoop, hoorie? Wanneer was jy in 'n tronk? As jy daar in solitary confinement is vir 'n paar jaar, né? En hulle stoot jou koue jungle outs net so onder die deur. Ek weet nie hoe voel dit nie, maar ek dink, dan kan jy moed verloor, hoor. Jou bakkie water. Ek het gesien, ek het al in baie tronke bedien, ek het. Hy manne kry koue jungle outs, Bill. Jy kry so koue bakkie jungle outs, met suurmelk en 4 slices breinbrood met so hoop jam boop. Dis wat jy kry, amper soos toe ek in die kleuterskool was. Die kerk se kleuterskool, daar by Ryds. Ek kan dit onthou, ek het jare lank nie bloudak jam geëet nie. Ja, jy kry daai botter is sulke klonte, was nie eers botter nie, weet nie wat was dit nie. En ek drink vandag nog nie melk nie, goed was suur. Ek sal ultramelk drink, maar ek drink nie melk nie. Nou weet jy, as jy in die tronk is, dan sê ek, I'll walk the straight and narrow, ek wil nie hier sit nie, Pel. Jy wil nie daar sit nie. Alles is koud en dis oud. En Paulus sit daar, in hy tronk, en hy sê, ek het die wedloop gehardloop. Bly in die woord, boys. Bly in die woord. Moenie spoor verloor nie. Moenie, jong man, 'n lewe van fabels leef. En eendag as jy 80 is, dan kom jy agter, wat het ek gedoen? Wat het ek gedoen met my lewe? Dankie Here, hy het my wakker gemaak op 35. My pa het eendag vir my gesê, Jesus, dat hy nou hierdie goed moes leer, dat hy 60 is. Hy het wakker geword toe hy 60.
Ek sê, daar's mense wat hulle lewe lang deurgaan en nie eers wakker word nie. Dis verskriklik. Hy sê, wen tot fabels, en ons praat nou as ons die boek van Judas doen, enetjie terug, sorry, ek het hom gelyk gedruk, Amber. Daar's vals profete. Hoor wat sê hoor wat sê Petrus van dit? Dis al 2000 jaar terug, hoor, dis nie net nou nie. Hulle het al ingeslyp 2000 jaar terug. Maar daar was ook vals profete onder die volk, praat nou van die Jode. Net soos daar onder julle valse leraars sal wees. Daar sal wees. Wat verderflike ketterye heimlik sal invoer. Hulle gaan dit nie invoer, he? So stadig inbring. So 'n bietjie onkruid inbring. Stadig. En as jy nie jou Bybel lees nie, en as jy nie jou Bybel verstaan nie, gaan jy dit glo. Jy gaan dit glo. Jesus, maar hy is allemaal slim. Ek was so. Ek onthou 'n kerkraadvergadering in 2006, daar rond wat ons predikant gesê het, hy gaan nou nie baie maak van hierdie nie. Ons gaan dit maar net deursit deur die kerkraad, en die ouens sê, ja nee, maar ek meen, jy is die slimme oupel. Ons glo jou. As ek nou terugkyk, wat het hulle ingebring het daar, en dis hoekom ons nou same-sex marriages kry in die kerk, en al die type goed. Ons het dit toegelaat in die kerk, die kerkrade, want ons het self nie Bybel gelees nie, ons het self nie agting vir God se woord gehad nie. Ons het geglo, daai ou daarvoor, hy is die ou. Hy moet sommer namens my dink en stem. Mag het en jy het jou eie lewe. Jy bepaal die koers van jou lewe. Jy sit daar met die roer van die bootjie. Jy sit met jou eie lewe, jy bepaal. Moenie ander mense dit vir jou bepaal nie. Saam met God. Weet jy moet weet. God sê hierdie leerstelling van die Nikolaiete, ek haat dit. Hy sê dit 2 keer in die 7 briewe. En die leerstelling van die Nikolaiete onder andere beteken het, when the deity is over the laity, wanneer iemand in beheer was en die rest is maar net ou skapies, hulle moet net luister. God sê, ek haat dit, ek wil 'n persoonlike verhouding met elkeen van my kinders hê, elkeen. Ek haat dit, waar mense dink hulle is beter as ander. Die geleerde, jy moet nie, the man of the cloth. Die ou met die ou wat die kraag onderste bo het, hy is die ou. Ek moet my sondes aan hom bely. Wat is 'n nonsens? Nee, jy kan sommer verby gaan, die gordyn het geskeer. Reguit verby begin, samel die R200 in nie, reguit na Jesus toe. Valse leraars sal wat verderflike ketterlike heimlik sal invoer, en ook die Here wat hulle gekoop het, verloon. Die Here wat hulle verkoop het, verloon. Dis verskriklike woorde. As ek eendag voor hom moet staan, hy sê vir my, Johan, my naam is regtig Johan, ne? As my ma met my geraas het, was het Johan. Of as het erg raak, Johankie. Dan moet jy weet, verby. Jy gaan in die huis inkom, jy gaan het sommer so kry op pad badkamer toe. Ne? En hy sê vir my, Johan, jy het my verloon. Ek wil nie dit hê nie, ek wil dit nie hê nie. En ook die Here wat hulle gekoop het, verloon en 'n vinnige verderf oor hulle self bring. En baie sal hulle verderflikhede navolg, en om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster word. Die weg van die waarheid. En uit hebsig sal hulle verdigte woorde, hier is die fabels, verdigte woorde voordeel uit, met verdigte woorde voordeel uit julle trek. Verdigte woorde beteken, kan ek ook 'n bietjie hoëgraad gaan hierso. Die geheimenisse kom al van Babel se tyd af. Geheime organisasies hou alles in die geheim. As jy in daai geheime organisasie is, in daai bende is, jy weet nie die ouens bo, jy weet nie wat, God werk nie met geheime nie, alles is oop. Alles is in die lig. Die Bybel sê jy moet niks in die donker hê nie, dit moet in die lig kom. Selfs by hierdie teologiese fakulteite is hierdie obelisks, hierdie gedenknaalde, want hy het sommer so lappie boor om, is 'n geheim. Ons gaan vir jou geheime leer, of ons gaan nie die geheime vir jou leer nie. Jy gaan altyd maar net die ou skapie wees wat, maar net amen. As jy wakker word, amen, ek was in klas huis toe, ek het my kollekte, ek was Sondag by die kerk, lekker afgechap, my kinders was in die sonnaarskool. Jy is besig met fabels. Jy is besig om jou tyd te mors.
Daar's niks geheim in die woord van God nie. Niks. Jy kan dit lees, 'n kind kan dit verstaan. Daar het mense dood gegaan om hierdie Bybel vir ons te gee. Daai een het gesê, ek sal 'n Bybel vertaal dat 'n kind agter 'n ploeg hom verstaan. Toe brand hulle hom. Want hulle wil dit geheim hou. Satan wil die woord geheim hou vir ons. Dis wat hulle sê. Judas noem hulle ook. Ons doen nou saam met die vroue groep. Judas, dis die volgende een. Hy net so vinnig na hom toe. Judas 1 vers 8. Tog besoedel ook hierdie mense. Dis nou die valse profete. Die hele boek Judas gaan oor die apostasia, die apostasy, gaan oor die wegdraai, gaan oor die valse profete. Dis hoekom die Here met die Heilige Gees met sy unieke sin vir humor. Net voor ons na die laaste boek toe gaan, Openbaring, wat oor die laaste dag gaan sê, daar sal Judasse wees. Ek sê vir die vrouens met die groep Judas, wat ons nou Judas bespreek, niemand noem eers sy hond Judas nie. Jy sê jou hond eerder Nero noem, voor jy hom Judas noem. En Judas is synoniem met Judas die Iskariot, wat gedoen het? Jesus verraai het. En dis waar hy hele bladsy gaan. Dis een bladsy, een hoofstuk. As jy vinnig blaai, is jy verby hom. Gaan lees hom tog. Judas sê, ek skryf van julle dit. Julle is geliefdes. Hy sê dit 3 keer, onthou, jy is 'n geliefde. Maar Heilige Gees het my mind gechange. Ek moet vir julle skryf hoor, ek moet julle dringend waarsku. Ek moet julle dringend waarsku, daar gaan valse leraars kom, wat julle gaan wegdraai van die waarheid af. Hulle het ons so weggedraai, daai een bladsytjie, met 25 teksversies, ons weggedraai, so weggedraai, dat ons nie by Openbaring uitkom nie. Of praat ek nonsens? Hoeveel kerke doen Openbaring? Van daai een bladsy het ons weggedraai van die waarheid af, een bladsy, wat ons nie op ag slaan nie. Hy sê, wow, voor ons gaan na die eindtye toe, waarsku ek julle, Heilige Gees, ek waarsku julle, julle moet gou vir my mooi luister, daar's mense wat julle gaan wegdraai, het hulle nie by Openbaring uitkom. Nee, jy weet, dit is nie eintlik wat dit beteken nie. Hey, jy lees hom net daar, jy verstaan net daar wat daar staan. En ons gebrek aan die feit dat ons nie Openbaring verstaan nie, ons ken nie die res van die Bybel nie. Want Openbaring is 'n hele lot aanhalings uit die Ou Testament uit. En nou ken ons nie die Ou Testament en verstaan ons ook, maar ons verstaan nie die profeseë nie. Ons verstaan nie die profetiese woord nie. Verstaan ons die Openbaring nie. Ons kan nie eens die profetiese woord van die ander van Jesus verstaan nie. Hoe gaan ons die profetiese woord van die eindtye verstaan? Tog besoedel ook hierdie mense, Judas 1 vers 8, net so in hulle dromery. Hulle is met fabels besig, hulle droom. Onthou julle 'n droom? Hoe werk 'n droom? Ek gisteraan gedroom, ek kan onthou wat ek gedroom. Kan jy onthou? Dan gebeur daar iets die dag, nou. Dis hoe hulle teachings is. Hy preek vir jou, wat het hy nou weer gepreek? Is soos 'n droom. Waar het die dominee gister gepreek? Ek sê nou nie dominee, daar's goeie dominees hoor. Waar het die pastoor, kom ons gebruik pastoor as 'n voorbeeld. Waar het die pastoor gepreek gister? Kan nie onthou nie. Soos 'n droom. Dis hoekom dit belangrik is om die woord te preek. Die woord. Wat preek ons vandag? 2 Timoteus 4 vers 1 tot 8. Spesifiek vers 4. Ons moet die woord ken. Ek en jy. Niemands gevrywaar daarvan nie. As jy Christen is, in hierdie tyd, in enige tyd, 300 jaar terug moes jy die woord ken. Ongelukkig, 'n paar 100 jaar terug, kon die mense die woord nie ken nie, want daar was nie vir hulle Bybels nie. Dylan het ek vergeet. Ons het 'n videoklip wat ons moet speel. Onthou dit, kry dit so lank vir my reg op die einde. En vir julle wys hoe belangrik Bybels is. En hoe bevoorreg ek en jy is om Bybels te, ek en jy kan by Koem instap, ek kan van enige vertaling koop. As ek nie 'n budget het nie, kan ek 'n cheap enetjie ook koop. Jy kan nie kom, ons vergeet ons Bybels hierso. Daarby Duet het ons so boks daar agter gehad, van die mooiste leerband Bybels, die ouens kom al hulle nie weer nie, is gone. Dan skenk ons dit maar. Ek gaan vir julle wys hoe mense Bybels soek in hierdie wêreld. Het jy geweet, nee? Daar is vandag 700, ek praat onder korreksie, 7550 lande wat nog nie bereik is in hierdie tyd vandag met die evangelie nie.
Nog nie, wat jy nie die woord van God kan gaan preek nie, waar die mense nie toegang het tot die woord van Jesus Christus nie. 7500 plus minus. In die 1980s was dit 10,000 something, ons het so 'n bietjie progress gemaak. 7500 lande wat nog nie die evangelie gehoor het nie. Toe ons in Turkye ook was, daai dorpies, ek beloof jy vir jou, van daai dorpies lyk soos Worden in die Vrystaat. So mooi is dit. As jy nou so afry see toe, dan sien jy ons Worden so aan die linkerkant, onthou julle. Wat sien mens by Worden as jy daar verby ry? Kerktoring, sommer 2. As jy in hierdie dorpies inry, sien jy die moslim toringkie staan. Jy sê jy misgis, as jy in die slaap geraak by bus, waar is ons in Worden? Want jy moes 10 ure moes ons daai dag ry. Daar's nie Bybels daar nie. Daar's hele dorpe, stede, wat nie een Bybel beskikbaar is nie. Kan jy dink? Jy kan dit nie dink nie. Ons bly hier. My en jou opdrag is om hierdie evangelie, maar ons sukkel nog steeds om die waarheid te kry self. Ons het werk om te doen. En dit, laat my wakker lê, want ek beloof vir jou. Daar's 'n dringendheid van God, omdat ons hardloop na die einde toe. Van God, ons sê, waar is my kinders? Hoekom gaan hulle nie? Hierdie ou verduidelik, in 1980s verduidelik hy. Daar's sendelinge wat hy oplei, jong laities, hulle is 21 jaar oud, hy het hulle 3 jaar opgelei. Daai ouens is bereid om dood te gaan vir Jesus. Hulle stuur daai ouetjies Indië toe. Van hulle kom nooit weer terug nie. Amerikaanse laities. Dan kry hy $30 'n maand. Ripped and ready to go. As hy getroud is 60. Mama kry ook dan $30. En dan sit die Amerikaanse kerk, hy noem het, in hulle reserves, met, ek het hierdie week vir Tinus gesê, ek moet nie syfers praat nie, dis nie my sterkpunt nie, maar ek weet nie hoeveel triljoen in die 80s, of biljoen, ek sal net sê, kos gaan terug biljoen toe, ek is amper nou soos, ek is die bed, ek moet nie so raak nie. Kom ons sê maar net, dit was iets soos 600,000 biljoen dollar, in hulle assets, en hulle reserves, hierdie laaitjie kry $30, om na een van hierdie 10,000 in iets lande toe te gaan om evangelie. Wat doen ons? Wat doen ons? Om die woord te gaan verkondig. Die Here gaan van ons rekenskap vat. Hy gaan van Siloam rekenskap vat. Het julle uitgegaan? Maar sodra ons uitgaan, sodra ons oor die grens gaan, hoekom doen julle dit nie in Carletonville nie? Ons doen dit in Carletonville. Maar die opdrag is om dit na die uithoeke van die wêreld te vat. Dis elke kerk se opdrag. En as die kerk nie self kan gaan nie, moet jy dan ten minste ietsie finansiëel soontoe stoot dat ander kan gaan. Dan het ons deel daarvan daarom. Dis die opdrag. Judas noem hulle vals leraars, dromers. Hiermee bedoel hy nie mense wat letterlik slaap en droom nie. Hy verwys na mense wat hulle eie idees, verbeelding en sogenaamde geestelike ervarings bo die gesag van God se woord stel. Hulle beweer dikwels dat hulle nuwe openbarings ontvang het, maar hulle leer stem nie met die skrif ooreen nie. Ons leerstellings moet met die skrif ooreenstem. Die maatstaf vir waarheid is nooit persoonlike ervaring nie. Never. Jy weet, die Here het my gewys, as hy jou gewys, as baie van die ouens wat dood was, dan kom hulle terug, dan verkoop hulle sy boekie by Koem. Dan is dit nie ooreenstemmig met die woord nie. Wat die woord sê hoe die hemel lyk nie. Versigtig wees vir dit, lees eerder jou Bybel. Goeie storie, maak 'n movie daaroor, kyk kom saam met die kinders. Maar pas op. Die enigste finale gesag is God se woord. 2 Timoteus 4:4. En die oor sal afkeer, nou kom ons uiteindelik by my vers uit. Julle het my nou so besig gehou hierdie kant, dat ek net gou hier by dit uit kan kom. Laasweek het Jonathan hierdie genoem, en ek wil net gou vinnig net oor dit lees. Onthou hy het Galasiërs gebruik, en ek hou baie van Galasiërs. Ons sal nog 'n studie van hom ook doen. Galasiërs 1:6-10, hy sê, Paulus sê hierso vir die ouens, hy sê, hoorie, ek verwonder my. Hy sê daar, dit gaan my verstand te bowe, dat julle so gou, hoorie, hierdie is 30 jaar na die kruis, plus minus, 30 jaar nadat Jesus se kruis is. Imagine waar is ons nou? 2026, so 2000 jaar na die kruis. Ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade
van Christus geroep het na 'n ander evangelie toe. Terwyl daar geen ander is nie. Behalwe dat daar sommige mense is, hierdie vals leraars, hierdie dromers, wat julle in die war bring, jou wil de mekaar maak, en die evangelie van Christus wil verdraai. Maar al sou ons, enige iemand, of 'n engel, uit die hemel, julle evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Want dit is nou baie mooi Afrikaanse woord daai. Jy wil nie laat daai bordjie op jou bors hang, as jy jou oë toemaak en jou oë oopmaak voor Jesus nie. Repent. Soos ons van tevore gesê het, sê 2 keer, sê ek nou ook weer. As iemand julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. Soek ek dan nou die guns van mense of van God, of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie. Moenie dat mense jou in die war bring nie. So gou in die war bring na 'n ander evangelie toe nie. Daar is net een evangelie. En dis nie, ek gaan gou terug gaan na die vorige een toe, Amber, dankie. Dis nie moeilik om in die war gebring te word nie. Psalm 1 is vir my so goed. Jy is nie net ewe skielik die mekaar nie. Jy doen nie ewe skielik sonde nie. Dit gebeur so. Psalm 1 waarsku ons. Is 'n baie goeie psalm. Wat dit sê? Gelukkig, welk geluksalig is die man of vrou wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars nie en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaag in die wet van die Here, die woord van die Here, en hy oordink dit dag en nag. Hoe gebeur dit? Jy loop eers weg en dan gaan staan jy by wat verkeerd is en dan gaan sit jy by wat verkeerd is. Ek kan dit vergelyk met 'n skoollaaitjie. Hy rook nie, ek vind 'n simpel voorbeeld. Maar hy loop na die slootkinders toe. my seun het homself 'n slootkind genoem, daar by Gemies. Dis nie 'n goeie ding nie, hoor. Ek en sy maat nagte wakker gelê. Ek spot sommer. Hoorie, ek gebruik my seun as voorbeeld, hy sal my vergewe. Jy gaan staan eers by die sloot, jy loop na die slootkinders toe. Wat doen hierdie ouens hierso? Het ruik lekker hier. Die vibes loop so. En dan gaan staan jy by hulle. Dan begin ons gesels. En dan gaan sit ek by hulle. Dis hoe sonde begin. Enige sonde. Jy loop eers weg. Jy wandel sonder doel. Dan gaan staan jy sonder doel. Dan gaan sit jy sonder 'n doel. En is dieselfde met die evangelie. Jy wandel eers, jy het nie standvastigheid nie. Jy is nie geanker in die woord nie. En dan gaan staan jy, en dan gaan sit jy. Slippery slope downhill. Hulle sê mos, daai een liedjie van, gaan luister gerus Casting Crowns, elke liedjie van hulle is 'n preek, as jy het nie geweet het nie. It's a slow fade. Dan wys dit 'n man wat so agteruit stap. Pappies verneek nie mammies oornag nie. It's a slow fade. Jou gedagte gaan en jy begin loop soontoe. En dan gaan jy. Jy moet dit daar al gekeer het by die gedagte. Maar staan by die Here. Gou in die war bring, 'n ander evangelie. En ek gaan daarmee klaarmaak vandag. Wat is ons evangelie? Markus 16:15 is baie maklik. En hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in. Die hele wêreld. Carlton wil ook, verseker. Potchefstroom, verseker. Vogwel, verseker. Joburg, verseker. Maar die hele wêreld in. En verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Nou gaan hy die evangelie verduidelik.
Hy wat glo en hom laat doop. Dis die evangelie. Jy moet glo, dan laat jy jou doop. Jy word nie gedoop en dan hopelik glo jy eendag nie. Dis wat ons gedoen het met ons kinders. Ons doop en dan hopelik eendag glo hulle eendag. Nee. Jy moet eers glo. Want jy moet eers glo in die doop. Is iemand die mekaar daarmee? Is iemand wat dalk nie verstaan nie. Jy moet eers glo. Dan doop jy. Glo, dan doop, sal gered word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. As jy nie glo nie, Jesus Christus nie, word jy voor die klappunt. Goeie mense gaan die hemel toe nie, so Angus, gelowiges gaan. As jy nie glo nie, ja maar hy het dan soveel gedoen vir liefdadigheid, alles, sorry Jom, nee, Jesus glo nie, Kubai cheers. Vir die wat geglo het, nog steeds deel van die evangelie, sal hierdie tekens volg. In my naam sal 'n duiwels uitdryf. Met nuwe tale sal hulle spreek. Slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodeliks drink, sal dit geen doen nie, kwaad doen nie, en op siekes sal hulle hande lê, en hulle sal gesond word. Dis die evangelie. Moet net iemand jou in die war bring nie. Glo, bekeer jou sondes nie oor God, sê Handelinge 2, neem Jesus Christus aan as jou persoonlike verlosser en saligmaker. As jy dit gedoen het, laat jy jouself doop, en dan word jy gedoop met die Heilige Gees om hierdie werk te gaan doen, want jy kan nie die werk nie op jou eie doen nie. Jy kan nie eers vir 'n baba demoon in jou eie gesag sê, gaan uit in die naam van Jesus nie. Jy het die Gees van God nodig, om jou back-up te wees. Anders is jy soos die 7 seuns van Skefa in Handelinge 19, ons jaag jou uit in die naam van die Jesus wat Paulus verkondig. Toe sê die demoon vir hulle oor die pel, boys, Jesus ken ons van, ons het al gehoor van Paulus, maar wie is julle? Naak en bebloed die straat af. Ek wou dit gesien het, ek wens ek kan dit sien. Here asseblief kan ek dit sien. Hey, ek sien hardloop by ons. Ek het al gesien ouens pak slaakry in 'n kroeg, is nie goed nie. Dis nou my BC daar. Daar is nie eers tyd vir negotiations nie. Neil is nou nie vandag en hy kan vir ons stories vertel. Hy het nie prisoners gevat nie. Man het net gebloei. En is dieselfde met daai demoon. Toe hy daai dag hy ouens uitsort, is daar nie prisoniere gevat nie. Jy moet weet wie jy is in Christus. Jy moet gedoop wees met die Heilige Gees. Jy moet die water doop hê, want dit getuig vir jou, 1 Johannes 5 vers 7 en 8. Daar's 3 wat vir jou getuig op die aarde, die water, die bloed en die Gees, die 3 is eenstemmig. That's that. Moet net iemand jou in die war bring nie, dis die evangelie. Die evangelie van die koninkryk, die volgende een. Lukas 4:43, dis wat Jesus gedoen het. Maar hy het vir hulle gesê, dis nou Jesus. Ek moet aan die ander stede ook die evangelie van die koninkryk van God bring, want daarvoor is ek gestuur. Hoekom is Jesus aarde toe gestuur? Om die evangelie van die koninkryk van God te bring. Matteus praat van die evangelie van die koninkryk van die hemele. En doen ons Matteus reeks saam met ons woensdaande, dan sal jy weet hoekom hy praat van die evangelie van die koninkryk van die hemele in plaas van die koninkryk van God in Matteus. Ek het nie nou tyd om dit te verduidelik nie, maar dit is dieselfde evangelie. Dis die evangelie. En wat is daai evangelie? Jaag duiwels uit, bid vir siekes. Dis die evangelie. Matteus 4:23 en kom ons verduidelik gou. Matteus 4:23 en 24. En Jesus het deur die hele Galilea rondgaan. Dis net 2 skriffies, hoor. Daar's baie. En in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. En die gerug aangaande hom is versprei oor die hele Sirië en hulle het na hom gebring almal wat ongesteld was, wat gekwel was deur allerlei siektes en pyne en wat van duiwels besete was en maansiekes en verlamdes en hy het hulle gesond gemaak. Raai wat, hy het nie een van hulle siek gemaak nie, God maak nie siek nie, dis 'n ander evangelie wat God siek maak. Daar's mense in ons dorp, in kerke wat vandag glo, God maak hulle siek. Dis 'n ander evangelie. En ek maak klaar met hierdie skrif. Matteus 24:14. En dis wat hierdie ou genoem het, wat vir 30 jaar van sy lewe 'n sendeling was, onder Indiane, wat mensvreters was. En ek sê nie dis wat ons almal moet gaan doen nie.
Ons kan die evangelie net begin verkondig hier in Carletonville. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Daar's nog 7500 nasies oor julle. Ons het nog so 'n bietjie werk. Hoopelik, die Here gaan nou maar AI moet gebruik om ons te help, want die Christene is te stadig. Die probleem met dit is, nee, mense kan leuns glo. Jy kan nie AI glo nie. 'n Mens moet gaan. Gekruisigde hande moet gaan. Is hy klip reg? Dylan, nog nie. Kry jy hom nie? Daai mannetjie. Maar hy gaan vir hom kry. Hoorie, as daar iemand is wat dit kan doen, is dit Dylan. Ek sê altyd vir hom daar in Zimbabwe, ek vat hom saam met Zimbabwe toe. Hy sê, jy weet nie hoe gaan ons hierdie goed doen nie. Ek sê, Dylan, ten minste weet ek, as daar iemand is wat dit kan doen, is dit jy. My skoonpa het altyd vir my gesê, toe ek op die myne was, laat hy my al die groswerk doen met een trekker en 'n swaailem, ek het baie gras sny daar. Sê ek, pa, ek het nog 2 trekkers nodig, met nog 2 swaailemme. Hy sê, JC, ek weet net een ding, as daar iemand is wat dit kan doen, is dit jy. Maar ek ga ingenieurs van my rug afhou. JC, hoekom is Vierskrag se pad nog nie gesny nie? Daar leer die stres en stres hanteer. Hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Maar hy gaan die einde kom. Dis 'n challenge vir my hierdie skrif, hoor. Ek kan hom nie uitvee uit die Bybel uit nie. Dis Matthew 24 is knocking on our door. As jy die Matteus reeks saam gaan doen, gaan jy hoor, Matteus 24 gaan oor die einde, Matteus 25 gaan oor die 10 maagde. En is jou lamp vol? Hoe hou ek my lamp vol? As ek loop saam met die Here. Hy gaan nie vol word net van staties wees nie. Is hy reg, Dylan? Nee, gaan ons nie vandag kan wys nie. Weet jy wat? Daai video gaan ek weer verduidelik. Oor Chinese, dis wat Jonathan laas ook oor gepraat het, ek wil dit nou vandag vir julle wys. Wat? Moet ek hom weer vir jou stuur, gaan dit help? Dylan, moet ek hom vir jou stuur? Ons het nog 2 minute. Het jy hom? Amper daar. Hy praat hy in tale of praat hy met my? Daai video gaan oor Chinese Christene wat vir die eerste keer in hulle lewens 'n boks Bybels oopmaak. Hulle stamp mekaar uit die pad uit. En as hulle daai Bybels vashou, dan staan dan huil hulle so, want hulle het die woord van God. Waar is ons Bybels? Wat is die eerste ding wat jy oopmaak in die oggend as jy oë oopmaak? Here, dankie dat ek nie net 1 bladsy het van Lukas nie. Die vervolgde kerk in Rusland het die bladsytjies vir mekaar uitgedeel, die selgroepe. Hoor jy, ons het 1 Timoteus 3, hoofstuk 4 hierdie week. Sal julle vir ons hoofstuk 5 volgende week bring? Asseblief, ons gaan hierdie week daai bladsy bestudeer. Dis so regtig, dis gaan kyk Richard Wurmbrand se goed. Ek lees daai ou se boeke en dit laat my ween. Ek wil jou nie laat skuldig voel vandag nie, ek wil hê jy moet vandag deur die Heilige Gees aangekla word, nie deur 'n mens nie. Gekruisigde hande, daai liedjie wat ons altyd gesing het. Voete wat loop waar Jesus moet loop. Hande wat gaan vat waar Jesus moet vat. Die siek mense, het julle hom? Dankie Here. Ek het amper in tale begin bid, en anders moet Tinus dit nou weer uitlê, en Jonathan. Kan ons gou kyk? Dankie, gaat ons. Kyk gou.当我看到这本书，我就看到了那些帮助我们的弟兄姊妹，他们的
Ja, dat ding is voor de fiets, ja. Sinds al een fiets, ja, dus. Is baie kort. Ja. Ons is baie bevoorreg, julle. Ek weet dit is nou 'n bietjie blurry, dit is 'n baie ou video. Gaan kyk dit op YouTube. Dit is baie kosbaar om 'n Bybel te hê. En ek sê vir jou sê, julle moet daai gebed se aand nie mis nie. Ons gaan onsself daai aand vasmaak op die woord van God. Ons gaan onsself dedicate in die Here met die woord, opnuut. Die Here mag hierdie 'n jaar wees. Ons het 'n gebou, ons het Bybels. In die somer kry ons 'n bietjie warm hier, in die winter kry ons 'n bietjie koud hier, maar is okay, ons het Bybels. Ons sukkel so 'n bietjie met die toilets. Ons kinderkerk, die kinders speel daar van bo af uit. Maar raai wat, ons het 'n gebou. Ons het baie om voor dankbaar te wees. Dis hoekom hierdie reeks so belangrik is, dat ons die woord preek. Dat ons julle almal, ons mekaar, as ek hierdie lees en ek hierdie voorberei, herinner ek myself daaraan. Bly in die woord. Dag en nag. Laat dit my roer wees, wat ek vashou. Moet net iets my net hierdie kant toe draai nie. Ek kan vandag 'n graad verloor hierso. Oor 3 weke is ek 30 grade af. Moenie vir ander mense luister wat jou in die war wil bring nie. Ek en jy het werk om te doen. Daar is 7500 lande wat nog nie die woord van God gehoor het nie. En mag hierdie gemeente betrokke wees, ten minste by een van daai lande. Een. Ons het baie te sê oor baie kerke. Ek weet ons kyk hierdie goed op YouTube. Jy moet die Bethel se liedjies sing en Bethel se liedjies en Hillsong. Luister gou vir my. Bethel is al in Turkye. Waar is ons? Toe ek in Turkye was, is ek so onnigter deur die feit dat daar nie evangelie is nie. Ek sê, Here, wie is hier besig? En ek kyk gou daar. Ek sien, Bethel kerk is al klaar besig daar. Maar ons wil ons monde uitspoel oor ander ouens. Daar's laities wat in Bethel kerk groot word, wat sy lewe gee vir Here, dan gaan hy plek so Turkye toe, waar hom met klippe kan doodgooi. Want is een ding, ek het gelees van Turkye, een ding van daai mense, nee, jy is nie 'n Turk, as jy nie 'n moslim is nie. As jy jou ID wil opskeer, word 'n Christen. Dis hoe erg dit daar is. 0.01% van die mense in daai land glo in Jesus Christus. Want hulle weet, as hulle gaan sê, Jesus is ons God, en nie meer Allah nie, dan is hy nie meer Turk nie. Hy sê, Kubai Church, skryf jou ander land. It's bad, nee? It's bad. Vader, dankie, ek loof en ek prys U naam vandag. Dankie vir U woord. Dankie dat U sê ons met die woord verkondig, tydig en ontydig. Here, dankie vir die voorreg dat ons Bybels het. Vader, baie dankie vir die voorreg dat ons regering ons toelaat, nog in vrede kerk toe te kom en Bybels te lees. Vader, mag ons nie in die war gebring word deur leuns nie. Mag ons net die waarheid glo. En ons bid vir ons boeties en sissies wat leuns glo, dat hulle in die waarheid sal kom. Vader, ons oordeel niemand nie, U oordeel. Vader, ek bid vir die kerk van Suid-Afrika, kerke. Ek bid vir die kerke van Carletonville, dat ons onsself onderwerp aan die woord van God. Dat ons sal ophou beklei onder mekaar, soos ons hierdie week gebid het, by die bid vir Carletonville, by die bridge builders, dat ons in eenheid sal loop en die klein nitty-gritty goedjies sal wegvat, sodat ons 'n verskil kan maak in ons eie dorp. Vader, ek loof en ek prys U naam. Dankie vir evangeliste wat gaan opstaan uit hierdie gemeente uit, wat die evangelie gaan vat na plekke toe, wat ons net kan droom om te gaan. Here, ons loof en ons prys U naam. Dankie vir wat U vir ons gegee het, ons is dankbaar. Dankie vir hierdie gebou. Dankie vir ons klaskamertjies. Dankie vir ons 2 toilette. Here, ons eer U naam. Ons is soveel om vir rejoice. Maak nie saak wat hierdie week gebeur nie, ek wil julle herinner, rejoice. Wees bly. Jy's gered. Jy gaan hemel toe. Rejoice. As jou pa en ma gered is, rejoice. As jou kinders gered is, rejoice. Sê dankie Here, my kinders is gered.
Dat jy gered is, sê dankie. Dat God jou naam ken, sê dankie. Here, dankie dat U my naam ken. Here, dankie wat U vir my en Elsie alles gedoen het. Here, dankie wat U vir my en Elsie en die kinders gedoen het. Dankie wat U vir ons lewens, Here, dankie wat U al vir hierdie kerk gedoen het. Ons het soveel om voor dankbaar te wees. Ons sê vir U, dankie, dankie, dankie. Dankie vir alles. Help ons, Here, geef ons die vermoë, geef ons wysheid, hoe om ander nasies aan te raak. Ek loof en ek prys die naam. Amen. Nou Iran is een van die lande. Irak, Algerië, weet jy hoeveel ouens in hierdie dorp kom van die land af? Jy raak een van hulle aan. Dit kan dalk die evangelis wees wat na sy eie land toe gaan en die evangelie vat. Dan hoef jy nie eers te gaan nie. Is dit nie awesome nie? It's up to us to do it. Dankie Here, dankie julle. Lekker oggend. Gaan lees uit die skrifte, kyk of dit so is. Julle moet julle dag geniet. Groete. Hallo daar, my naam is JC, het net geluister na die preek wat ek sondagoggend gelewer het oor 2 Timoteus 4 vers 4. Daar in die preek het ek genoem van hoeveel lande nog ontoereikbaar is vir die evangelie. Ek wil net 'n regstelling maak. Dis nie lande nie, maar wel etniese nasiegroepe wat nog nie bereik is nie. Die presiese getal is 7400 mensegroepe of dan nou taalgroepe en 195 lande wat nie toereikbaar is vir die evangelie nie. Die bedrag wat ek ook genoem het daar, en hierdie moet jy nou onthou, is in die 90's gewees. Dit is $3 triljoen wat kerke het net in Amerika in mutual funds. Is 'n aardige bedrag, en soos die persoon na wie ek geluister het, Otto Koning, gesê het, as jy net die rente kon vat op daai $3 triljoen, dan kan al hierdie etniese taalgroepe dan nou bereik word met die evangelie. Die skrif daar is Matteus 24:14, hoor wat sê presies, en hierdie evangelie van die koninkryk waar ek gister gepraat het, sal verkondig word in die hele wêreld, tot 'n getuienis vir al die nasies, daar's die woord, etniese groepe, en dan sal die einde kom. So kom ons bid saam dat hierdie nasies bereik word, en dat daar genoeg fondse sal wees, om hierdie nasies of taalgroepe dan te kan kry, en sodat daar 'n evangelie in hulle etniese taal in hulle hande gegee kan word. Baie dankie, ek wou net hierdie regstelling maak. Geniet julle dag verder. Behold the Alpha and Omega, beginning and the end. In Him we will never, never thirst again. Ruach ve'akala omrim bo, Ruach ve'akala omrim bo. Oh, the Spirit and the bride, they say come, come. Ruach ve'akala omrim